My naam is Shimonay van der Linde van Hoërskool Transvalia. Ek lees 'n uittreksel van die gedenkskrif wat my oupa Grootjie Chris Skutte oor sy lewe geskryf het. Maar laat ek nou eers weer terugkeer na Bly Vooruitsig se huis. Daar het 'n baie siek seentjie in die seunskamer gelê. Sy buik was opgeswel van water wat gevorm het. En ons, pa en ma, het ons geleidelik versoen met die gedagte, sy daggies het al minder geword. Hoe sien ek hom nie die Woensdag die 30ste na buite staar, so asof hy niks om hom waarneem nie. Ma het sustersvergadering gehad en ek het by hom gebly. Toe het ek besef, hy leef alreeds in 'n ander wêreld. Sy mekano was geberre en hy was besig om sy laaste stukkie lewe te lei. Sondag 4 Mei 1958 was daar baie besoekers, ook Mamy, Papi en Wibkie. Ons is die Sondag nie kerk toe nie. Die dokter het gekom en met 'n groot gesukkel seker 'n liter water uit sy buik getap. Verder het hy vir hom aardvoeding gegee. Die vorige dag, Saterdag, het ek reeds besef, Andries se einde is op hande. En laat ek nou maar ruiterlik erken, daar agter die stoorkamer het ek my hart met emmerstrane uitgestort, vir hom aanhoudend gesmeek by die Vader in die hemel. En so breek Sondag aand 4 Mei 1958 aan. Hy is naar en bring bloed op, ons bel die dokter. Hy was gou daar. Hy waarsku ons dat daar nou 'n geweldige benoudheid sal intree. Die water was besig om die middelrif teen die hart en die longe vas te druk. Saam besluit ons toe maar om hom 'n inspuiting te gee, sodat hy nie bewus sou wees van dit wat op hom gewag het nie. En so rondom 8 uur daag Jan en Marietta vanaf Bethlehem daarop. Maar ag, dit was te laat, hy was reeds in 'n koma en sy nie weer sy bewussyn herwin nie. Laat ek liewer hierdie hartseer gebeure agter die rug kry, want dit druk net weer onaangename gevoelens los. Maandagmiddag 5 Mei 1958 om 3:10 het hy sy asempie liggies ingetrek, maar nie weer uitgeblaas nie. Die stemmetjie wat die eerste keer op 9 April 1945 gehoor was vir altyd stil. Stil tot by die wederkoms van ons en sy saligmaker.